Goedemiddag. Is there somebody that's English that wants a translation just of the text? You're welcome to if there's anybody. Wat 'n voorreg om by mekaar te kan wees op hierdie dag waarop ons weet God absoluut in beheer is van alles. Weet jy, ek het in hierdie week het ek gedink oor die preek en alles wat daarmee saamgaan, en een ding wat vir my net iets was wat ek onthou het, is D.L. Moody het op 'n stadium vir sy gemeente gesê, as jy ooit lees in die koerante dat D.L. Moody is oorlede, moenie 'n woord daarvan glo nie. Op daardie oomblik sal ek meer lewendig wees as wat ek nou is. En dis wat ons glo, en daarom is ons hier by mekaar, omdat ons glo dat God die dood oorwin het. Kom ons buig ons hoofde voor hom. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Wat 'n ongelooflike voorreg om voor die koning van alle konings in hierdie middag te kan wees. Here, ons glo dat u die begin en die einde van ons lewens ken. Voor die grondlegging van die aarde het u alreeds dit bepaal. U wat spreek deur die Seun, die woord, die Gees wat lewe bring. Here, in diepe afhanklikheid voor u wil ons hierdie Here erediens opdra. Wil ons bid dat u naam verheerlik sal word, dat u koninkryk sal kom. En dat aan die einde van alles ons sal opkyk en sê, Here, u is in beheer en u triomfeer oor die dood. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Amen. Genade en vrede vir u van God ons Vader, en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing In Christ Alone. Jy kan staan, jy kan die woorde daar volg. Kom ons staan en ons sing dit saam. With the precious
Ons skriflesing is 2 Petrus 1 van vers 16 af. 2 Petrus 1 vers 16. Dit is die laaste gedeelte wat ek en Henry met mekaar bespreek het die donderdag voor sy neem na God toe, wat die Here hom kom haal het. En dit is my so 'n ongelooflike gedeelte om voor te berei en deur hierdie gedeelte in 2 Petrus te gaan. Wat 'n ongelooflike mooi deel is dit nie. Hierdie gedeelte is die besondere openbaring van God. Daar's 'n algemene openbaring wat elkeen van ons, terwyl jy op pad was hiernatoe, het jy die algemene openbaring rondom jou waargeneem. Jy het die blou lig gesien, jy het die bome gesien, jy het die diere gesien, jy het die plante gesien. Dis God se algemene openbaring. Die meerderheid mense kyk na die algemene openbaring en hulle besef nie, daar is 'n God wat in beheer is van alles en wat rekenskap gaan vra vir ons. Job verduidelik dit so as hy kyk na die algemene openbaring. In Job 12 vers 7 sê hy, maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan dat dit jou leer en laat die visse van die see jou vertel. Wie weet deur al hierdie dinge dat die hand van die Here dit nie gemaak het nie. Daar's 'n klomp ouens wat vandag nog nie weet die Here het alles gemaak nie. Die Here het alles gemaak. Lewe kan nie ontstaan uit nie lewe nie. Lewe uitstaan uit lewe uit. En dis wat Job sê. Job sê, kyk na die diere en jy weet daar is 'n God. As jy kyk na ongelooflike natuur, hoe dit gemaak is, waar elke dier woon, dan weet jy, God het dit so bepaal, God het dit gemaak. En dan sê vers 10 van Job sê, wie se hand, in wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van alle menslike vlees, is in God se hand. Romeine 1 spreek dan die persoon aan, wat die algemene openbaring sien en wat nog steeds nie glo nie. En glo beteken om jou vertroue in hom te plaas. Glo is nie soos die duiwels glo nie. Die duiwels glo daar is 'n God, maar verander nie in hulle lewens nie. Geloof waarvan die Bybel praat is om jou vertroue te plaas in hom. In Romeine 1 sê die toring van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Dis die rede. Hoekom wil mense nie erken daar is 'n God nie? In die algemeen openbaar. Hoekom wil mense nie sê daar is 'n God nie? Want die oomblik as jy erken daar is 'n God, dan moet jy doen wat die God vir jou vra. Dis wat mense nie wil doen. Hulle wil nie erken daar's 'n God nie, want dan gaan hy my vereis om in gehoorsaamheid aan hom te leef. Hulle probeer dit onderdruk, vers 19. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak. Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging. En nou as jy die algemene openbaring het, jy kyk na die algemene openbaring en jy besef, God het alles gemaak, dan kom ons by die besondere openbaring. En as jy net die algemene openbaring kyk en die natuur is vir jou mooi, en jy geniet die natuur, het jy nie idee wat plaas van die oomblik as jy hom leer ken in sy besondere openbaring. Dis die woord van God, wat gespreek is, en mense dit neergeskryf. Nou wil ek daai gedeelte vir julle lees. 2 Petrus 1 vers 16. Ons het ons immers nie opvinding, ryke fabels verlaat, toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy onsagwekkende grootsheid. Petrus sê, ons was getuies hiervan gewees. Vers 17, nadat hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke majesteit die stem tot hom laat kom met wat sê, hy is my seun, my geliefde seun, in wie ek my verbly. Hy het ook ons daardie stem gehoor, wat uit die hemel kom, terwyl ons met hom op die heilige berg was, en daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Profetiese woord staan nog vaster. Julle doen die regte ding as julle daarop fokus
soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Dit moet julle veral besef. Geen profesie in die skrif berus op eie uitleg nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woord uitgespreek wat van God afkomstig is. Is dit nie amazing om die woord te hê vanmôre en te weet dit kom van God af nie? Ek wonder baie keer as mense die Bybel lees of hulle besef, ons is nie besig met fabels. Ons is nie besig met stories. As jy begin by Genesis en jy begin by Genesis 1, dit is nie 'n storie nie. Dit is nie maar net 'n verhaaltjie nie. Dis God wat sê, ek vertel jou hoe dit gebeur het. Ek vertel jou hoe jy na my toe kan kom. Want ons geen manier om by God uit te kom sonder deur sy besondere openbaring. Die algemene openbaring verkondig daar is 'n God, maar die besondere openbaring sê, ek wil jou vertel wie hy is. Nou was daar die apostels gewees, die 12 manne wat naby die Here was, saam met hom geloop het, die strate van Getsemane, die strate van Jerusalem, die plek rondom dit Galilea. Hulle was daar saam met hom gewees tot die einde waar hy in die tuin van Getsemane is, waar hom gevange neem. Hulle was die hele tyd met hom gewees. En in Johannes, vertel Johannes, een van die apostels, vertel hy vir ons hoe hulle naby Jesus geleef het. Luister na hierdie woorde. Hy sê vir ons 1 Johannes 1 vers 1, want wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, soos het hom gehoor. Hy was van die begin af, daar's nie begin aan hom nie. En ons het hom ontmoet, ons het gehoor, ons het gesien, wat ons aandagtig bekyk het, wat ons met ons hande aangeraak het, ons het hom met ons hande aangeraak, aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Vers 2, die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees, en ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun, Jesus Christus. Die apostels het saam met hom gewandel. Hulle het sy krag en sy majesteit gesien. Jy sien, die Ou Testament het vertel oor wie God is. En vertel ons wat God kom doen. Sy pad saam met Israel. Maar daar is soveel meer. Jy sien ook in die psalmdigters en Job vertel hoe groot hierdie God is. Wie is hierdie God wat ons aanbid? En nou moet jy weet, vir hulle as apostels wat die Ou Testament ook geken het, dis gereeld vir hulle gelees. Moes dit ongelooflik gewees het om Jesus waar te neem en te sien, dit wat die ou profete verkondig het, dit wat ons sê rondom God, het hulle voor hulle oë gedaan, het hulle gesien word vervul in Jesus Christus. Luister na hierdie gedeelte, dit is so mooi. Job 9 vers 8 sê, hy praat van God, hy sê, wat alleen die hemel uitspan, God span die hemelruim uit, nee, en stap op die golwe van die see. God stap op die golwe van die see. Nou moet jy nou mooi luister, ek gaan nog 'n psalm vir ons lees. Maar onthou jy wat gebeur met Jesus? In Matteus 14 hoor ons die volgende, vers 24. Die boot wat reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af, en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Die disippels is op die boot. Hulle is vreesbevange. Hier is golwe. Hier is 'n massa water rondom hulle en die wind ruk. Die volgende oomblik stap Jesus op die see. Wat het God gesê? God het gesê dit is God wat wandel op die see. Wat sien hulle in Jesus Christus? Hy is God self. Hy is God self. Vers 26, toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs geskreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Nog 'n gedeelte, Psalm 89 vers 10, vertel van God vir ons. U heers oor die trotsheid van die see, u heers oor die trotsheid van die see,
As sy golwe hulle verhef, bring hy hulle tot bedaring. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en hy het hulle die angs het hy hulle uitgelei. Hy het die storm se gesuis gemaak. Hy het die storm se gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Nou luister na Jesus. Maar hy was agter in die skei aan die slaap op 'n kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: "Meester, gee nie om dat ons vergaan nie." En hy het opgestaan en die wind bestraf en die see gesê: "Swyg, wees stil." En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?" Nou, die ongelooflike van hierdie verhaal is hulle is bang terwyl hy besig is om te slaap. Is die disippels angsbevange. Jy kan hulle sien, hulle is besig om water uit die boot uit te gooi. Hulle is bang, hulle gaan een oomblik sink. Hulle is vreesbevange, dis belangrik. Hulle is vreesbevange terwyl Jesus slaap agter. Nadat hulle hom wakker gemaak het, kom hy en hy maak alles doodstil. In een oomblik is daar net 'n stilte. Nou sê die gedeelte vir ons in Markus 4 vers 41, en 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is?" Hulle het 'n vrees vir die see gehad, totdat hulle Christus ontmoet het, wat die see stil maak, en toe het hulle 'n vrees vir hom. Hy's God self. Kan jy verstaan as hulle saam met hom stap, hoe hulle hierdie dinge gesien het, en tog het hulle nie die volheid verstaan nie. Tog het hulle nie voluit besef wie hy werklik waar is nie. Al het hy al hierdie tekens vir hulle gewys en gesê dat hy God self is. En dan gebeur daar iets waarvan Petrus hier praat in 2 Petrus 1. Vir die heerliking op die berg. 3 manne apostels gaan saam met hom op teen die berg. Petrus is een van hulle wat skryf. Johannes en Jakobus is die ander 2. Petrus skrywe van hierdie gebeurtenis. En terwyl hulle bo op die berg is, gebeur iets ongeloofliks. Jesus se klere en alles word spierwit. Hy verander in hulle teenwoordigheid. En dan is dit die ongelooflike wat gebeur, terwyl Jesus se klere en alles helder wit word, staan Moses en Elia daar by hom. Nou wie is Moses en Elia? Moses is die verteenwoordiger van die Torah, die eerste 5 boeke. En Elia is die verteenwoordiger van die profete. En hulle staan en hulle praat met Jesus. Want wat doen hulle? Die hele Torah, die hele Nevi'im, die hele gedeelte in die Ou Testament getuig van Christus. Op die berg van verheerliking word Moses en Elia die getuies wat sê, dit is hy waarvan ons geskryf het. En hulle praat oor sy pad na Jerusalem, sy sterwe aan die kruis. Vir die apostels was dit nog iets wat hulle nie heeltemal verstaan het nie. En die beste wat Petrus kan doen is om te sê, hoorie moet ons nie asseblief tog net gou tente vir hulle maak nie. Kom ons maak net vir hulle iets dat hulle net hier by ons kan bly. Dis nie baie keer die probleem nie. As ons verstaan nie die heerlikheid van wat vir ons wag nie, die heerlikheid wat sal wees as ons hom van aangesig tot aangesig sien nie. Hulle is op die heilige berg, sê die teksgedeelte, want oral waar God is heilig. Daarom as hy woning maak in sy kinders heilig. Want hy is die heilige God wat woning maak. Daarom as hy op die berg is word dit genoem die heilige berg. God se teenwoordigheid is daar. Onthou jy as God praat met Moses vanuit die bos uit, dan sê hy vir hom, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is heilig. Ek is hier, ek is teenwoordig. En dan getuig God van hom. Dis 'n ongelooflike gedeelte. God getuig, God die Vader getuig van sy seun. Jesus Christus op die berg word genoem my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Wat herinner dit jou aan? My geliefde seun in wie ek welbehaag het.
Dit vat ons terug na die Genesis, die Ou Testament Genesis 22. Kom God na Abraham toe en hy sê, Abraham, ek wil hê jy moet jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het, wil ek hê jy moet gaan offer vir my op die berg Moria. Jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het. God die Vader op die berg sê hy, dit is my seun, my geliefde seun. En onmiddellik moes jy as enige persoon wat die Ou Testament het, onmiddellik teruggaan na die Ou Testament toe, en jy moet daar wees, waar God vir Abraham roep en sê, Abraham, gaan offer jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het. En Abraham gaan daar weg, op pad na die berg Moria. Die ongelooflike is, Abraham doen dit onmiddellik, die volgende oggend, baie vroeg sê die teks, het Abraham gaan om God se taak uit te voer. En vir 3 dae lank, stap Abraham met die gedagte van, my seun gaan geoffer. My seun gaan geoffer. 3 dae lank, want dit is hoe lank die Vader met die liggaam van Christus in die graf sou wees, my geliefde seun. Ek dink ons mis baie keer die ongelooflike liefde van God, wat sy seun stuur na 'n wêreld wat verlore is. Dit is my geliefde seun. En dan word hy aangewys ook deur Johannes die Doper. As Johannes die Doper sê, hy is die lam. Hy is die lam. Dit is die een wat sou kom. Dis die een wat die sonde van die wêreld sou dra. Daar is hy. En tog, met dit alles, met die verheerliking op die berg, met die getuienis van God, wat sê, dit is my geliefde seun, het die apostels dit nog steeds gemis. En die vroue wat saam met hom was. Dis 'n Sondagmôre. En hulle beste vriend is dood. Hulle is op pad na 'n graf toe, om die laaste huldeblyk aan hom te doen. Die vroue het salf saamgevat, om hom die laaste keer te salf. En dan op pad, as hulle naby kom, dan wonder hulle, oor hoe gaan hulle die klip weggerol kry, voor die graf. En hulle kom by die graf, en die graf se klip is weggerol, en hy is leeg. Jesus Christus het opgestaan, die dood is oorwin. Nou wil ek hê, jy moet gaan kyk, wat gebeur in hulle lewens. Onthou, hulle is hierdie persone wat vir ons getuienis kom lewer. Dis die besondere getuienis wat ons het, is van manne wat saam met hom gewandel, aan hom gevat het. Manne wat die hele tyd saam met hom was, terwyl hy die see stil gemaak het, op die see gehardloop, opgeloop het, maar hulle het nie verstaan nie. Hulle het nie begryp die volheid van wat hy is nie. Hulle is moedeloos, hulle is hartseer. En dan gebeur opstandingsmôre, en dit verander hulle hele lewens. Ek wil hê jy moet saam met my, as jou Bybel saam met my, blaai saam met my, 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Paulus skryf hier en hy lewer getuienis oor wat in hulle lewens gebeur het. 1 Korintiërs 15. Luister wat sê hy in Korintiërs 15 vers 3. Want die wesenlike wat ek ontvang het, en ook aan julle oorgelewer het, is, Christus het vir ons sonde gesterf, volgens die skrifte. Skrifte het daarvan gepraat. Die skrifte het gesê dit sal plaasvind. Lees Psalm 22 en dit word absoluut vir jou beskrywe wat sal plaasvind aan die kruis. Christus het vir ons gesterwe volgens die skrifte, vers 4. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Aan Sefas verskyn, toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers te gelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sondige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn.
Ek wil gou vir jou vertel, miskien weet jy dit nie vanmôre nie. Wie is hierdie persone wat getuig oor die opstanding van Jesus Christus? Hulle is die 12, okay? Hulle is hierdie manne wat saam met die Here gewandel het. Die ekstra persoon kom dan in Handelinge word hy gekies en hy word deel van die span van 12. Hierdie manne het gelewe saam met hom, hulle het die opstanding gesien van Jesus Christus. Een van hulle is Petrus. Nou as jy vir Petrus ken deur die Bybel, dan weet jy, Petrus was 'n man met 'n groot mond, maar oh man, hy was bang. Hy het so baie mooi dinge gedink en gesê, maar die oomblik as dit moeilik raak, is Petrus die een wat sê, ek ken hom nie. Maar iets gebeur in Petrus se lewe. Die opstanding van Jesus Christus word waargeneem en Petrus se lewe verander en op Pinksterdag preek hy en 3000 mense kom tot bekering. Dis 'n man wat die lewende God gesien het, wat die lewende Christus ontmoet het. Die ander persoon waarvan gepraat word in hierdie gedeelte, behalwe die 500 wat ook hom gesien het, is Jakobus. Jakobus was die leier van die vroeë kerk in Jerusalem. Jakobus is die broer van Jesus, die vleesbroer van Jesus. 'n Man wat vir jou konkreties sê wie Jesus is. Hulle is op 'n stadium, hy en sy ma en die ander broers kom na Jesus toe om te kom haal want hulle dink hy't mal geraak. Wat gebeur in Jakobus se lewe dat ewe skielik die mal broer raak die broer waarvoor hy bereid is om te sterwe? Die opstanding het plaasgevind. En dan is daar die ander getuie en dit is Paulus self, sy naam was Saulus. Met haat is hy gevul en hy's op pad om hierdie kerk uit te wis. Hy haat hulle met 'n passie. Hy's op pad na Damaskus toe. En op pad na Damaskus toe kom daar 'n lig wat op Paulus skyn. En wat sien hy? Die verheerlikte Christus. En hy raak die grootste sendeling van die kerk. As jy vir my vra, is daar 'n opstanding, dan wil ek vir jou sê, die getuienis is ongelooflik sterk. Van manne wat hom gesien het, manne wat saam met hom gewandel het en kon getuig het. Ons weet, hy lewe. En van daai oomblik af verder het die kerk getuig, hy lewe want hy lewe in my. Hierdie Christus word genoem deur sy Vader, my geliefde seun, in hom is my welbehaag, in hom is my welbehaag. En Christus sou alles kom doen wat die Vader bepaal het hy sou doen. Daarom sou die seun wees van welbehaag. Voor die grondlegging van die aarde, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het hulle 'n plan geformuleer, waarin die Seun sou sterwe aan 'n kruis. Alles is beplan, alles is bepaal voor die grondlegging van die aarde. Voor enigeen van ons eers 'n gedagte was, het God die plan gemaak. En Christus kom en hy vervul dit in sy volheid. En daarom is hy die seun van welbehaag. Nou, hierdie profesie, hierdie woord, moet julle op ag slaan, sê Petrus. Julle moet daarop ag slaan. Jy kan nie uitstap en jy het nie op ag geslaan. Ek pleit by jou. Slaan ag op dit wat God se woord vir jou vra. Sy skrif is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Die skrif is dit wat deurbreek uit die duisternis en lig bring in jou lewe. Hierdie woord, hierdie profesie is nie deur 'n mens bepaal nie. Daar's geen mens wat op 'n stadium gedink het om die hele Bybel te skryf nie. En enigiemand wat dink is mensgemaak en nog nooit die Bybel gelees nie. Die ongelooflike van die skrif, hoe dit in mekaar gewewe word. 66 boeke, oor 'n tydperk van 1500 jaar, is ongelooflik hoe hierdie boeke mekaar inweef, elke gedeelte. En elke gedeelte wys na die verlosser Jesus Christus wat sou kom. Die mens het geskryf, hulle is deur die Heilige Gees gedrywe. Die Grieks vir drywe beteken om te dra. Om iemand te dra.
Dis wat dit hier beteken. Die Heilige Gees het die profete gedra. 2 Timoteus 3 sê die volgende: elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Die woord daar in die Grieks vir geïnspireer beteken om God te blaas. God blaas. Die hele woord is deur God geïnspireer. En is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Daarom moet God se woord 'n gids wees vir ons lewe. 'n gids wees vir ons lewe. Psalm 119 sê dit vir my so mooi, vers 105. Hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die woord is geskrywe. Jy het gehoor van die algemene openbaring. Jy het gehoor van dit wat in die skepping plaasgevind het. En elke keer as jy na die skepping kyk en elke keer as jy vandag rondry, wil ek hê jy moet onthou dat die buitekant verkondig die hele skepping daar buite, en hy sê vir jou een ding. En as jy nog nie gehoor het nie, wil ek dit vir jou vertel. Hy sê God lewe. Daar's 'n God wat leef. En dan wil ek hê jy moet na jou Bybel toe gaan. Miskien het jy lanklaas in jou lewe Bybel gelees. En jy begin en jy maak hierdie Bybel oop. Miskien kan jy begin met Johannes Evangelie. En jy maak dit oop. En jy kyk wat daar staan. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was self God. En alles het deur hom tot stand gekom. Terwyl jy dit lees, besef jy, hier het ek te make met 'n besondere openbaring. Hier het ek te make met die koning van alle konings, wat mens geword het, en onder ons kom woon het, dat deur hom en in hom, ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Hebreërs skrywer, skryf in Hebreërs 3 vers 7. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van versoeking in die woestyn nie. Die tragedie van Israel is 'n volk wat saam met God in die woestyn wandel. Hulle sien hom die hele tyd, die wolkkolom. As die son skyn, is die wolkkolom daar, dit bedek hulle, dit beskerm hulle. In die nag is die vuurkolom daar. God se teenwoordigheid is daar. Hy voorsien vir hulle manna, hy gee vir hulle kwartels, hy gee vir hulle water uit die rots. En elke keer is die volk, as hy vir hulle sê, hier, volg my, doen wat ek vra, is hulle besig om te kla. As hy vir hulle manna sê, dan sê hulle, manna. En dan kla hulle oor die kwartels. Dan kla hulle, daar's nie water nie. Waar gaan ons water vandaan kry? Dit sal beter wees dat ons maar in Egipte gesterf het. Want daar was dit beter vir ons. Daar het ons die potte vleis gehad en die knoffel. Dis die tragiese van hierdie volk, en dis wat die Hebreërs skrywer, want die Hebreërs skrywer wil jou terugtrek, hy wil jou bring uit die Ou Testament uit, en hy wil vir jou sê, die heerlikheid van Christus Jesus in die Nuwe Testament is soveel groter as hy. Daarom vers 9 gaan aan, vers Hebreërs 3, waar julle vaders my versoek het, my bedroef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op hierdie geslag en gesê, almal dwaal met hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toring gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan. En ons weet wat gebeur. In Kanaan sou die meerderheid van hulle nie ingaan nie, 'n nuwe geslag sou gebore word en hulle sou ingaan in die beloofde land. Petrus sluit af, en ek wil afsluit. Hy sê, hou vas aan die woord. Dis nie 'n mensewoord. Hou vas daaraan. Totdat die volmaakte lig deurbreek. Totdat die volmaakte lig deurbreek. Daar gaan 'n dag wees wanneer Christus ons kom haal. En vir jou kan dit vroeër wees.
Maar daar gaan 'n dag kom wanneer hy op die wolke sal verskyn. En elke knie en elke mond sal bely dat hy die koning van alle konings is. Jesaja 30 vers 26 vertel van daai tyd wanneer ons saam met hom sal wees. Die lig van die volmaan sal wees soos die lig van die helder son. En die lig van die helder son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae, op die dag wanneer die Here die gebreekte plekke van sy volk verbind, en die wonde wat hy toegedien het, genees. Die helder lig sal skyn. 1 Korintiërs 13 vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel. Maar eendag, van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Natuurlik die woord vir geken hier. In die Grieks beteken dit om intiem lief te hê. In 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, maar is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, want ons weet is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. That's amazing. Die oomblik wat gaan aanbreek, wanneer ek vir Jesus Christus, God die Vader sal sien, van aangesig tot aangesig, met die Gees wat by my sal wees, vir ewig en vir altyd. Wat is hierdie wêreld? Wat is die wêreld dat jy daaraan sal vashou? Die koning van alle konings, hang aan 'n kruis. En hy doen dit vir 'n wêreld wat verlore is. Sodat as jy jou toevlug neem na Jesus Christus as jou enigste verlosser, kondig ek vir jou aan 'n lewe van oorvloed. Amen. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om deur hierdie gedeelte te kon deurwerk. Here, u woord, die besondere openbaring is so ongelooflik. Here, elke keer as ons besig is met die woord, dan kom die Gees en bevestig dit in ons lewens. Ek bid dat as die persone vanmôre is wat nie hulle toevlug al na u toe geneem het nie, dat hulle dit sal doen. Dat hulle sal ontdek 'n lewe van absolute oorvloed, genade op genade. Mag elkeen wat vanmôre hier is, vanmiddag hier is, ontdek en beleef in hulle lewens dat u is die lewende God wat alleen vrede en vreugde en rus vir ons kan bring. Ons prys die wonderlike naam. Amen.